Ek hou vir u voor die wet van die Here soos wat ons dit vind in Eksodus hoofstuk 20. En jy sal dit vanmôre in die prediking ook vir hoor, dieselfde beginsel. As hier staan, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. God wat eers red, en nadat hy die volk gered het, dan sê hy, nou is julle gered, nou is julle my kinders, nou moet jy so en so leef. Dis nie, doen eers al hierdie dinge reg, en as jy dalk goed genoeg is, dan kom gesels met my, dan kyk ons of jy dalk in die hemel kan kom. God red eers, hy roep, hy trek ons nader. En as ek reeds in hom genade ontvang het in Jesus Christus, dan sê hy, leef nou so. Nou hoe moet ons leef? Hy sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hulle enigste saligmaker en verlosser Jesus Christus, aan hom en haar verkondig die woorde daar vergifnis is. Maar aan die wat hardvochtig is, wat die genade verwerp, wat in die sonde bly volhard, verkondig die woord, dat die straf en die toorn van die Here oor jou bly, solank as wat jy in hierdie sonde bly leef. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortreding bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Kom ons bely dan nou saam met die kerk van alle eeue ons geloof in hierdie genadige God wat ons dien. Ons doen dit met die woorde van die 12 artikels, en ons doen dit hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Geliefdes, as u die Bybels hier het, is u welkom om saam met my te blaai na Handelinge hoofstuk 16. Handelinge hoofstuk 16, daar gaan ons saam lees van vers 9 tot en met vers 21. Voordat ons saam gaan luister na die woord van die Here, gaan ek vra dat die broeders staan, dan bid ons saam. Here, ons lees in die woord dat u omring is deur die skares van engele wat uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. En saam met daardie engele skaar ons ook ons stemme vanmôre. En ons roep dit ook uit. En ons bring aan U die lof en die dank en die eer
vir genade wat ons nie verdien nie. Dat U in U groot wysheid en liefde en genade U hand na ons uitstrek, sonder mense wat in wese niks met U te doen wil hê. Ons het ons rug op U gekeer, ons is lief vir onsself en niks anders nie. En tog is U die een wat deur die groot liefde en genade U seun na hierdie wêreld stuur, vir ons, om vir ons sondes te sterf, sodat ons uiteindelik U kinders kan word. En deur die werking van U Gees kom verander U ons harte. U lei ons terug na die waarheid. U lei ons terug na U. En daarom as ons hier vanmôre by mekaar is, besef ons dit en weet ons dat dit net 'n stuk genade is. Dat ons onder die geklank van die woord kan kom, dat ons hier saam met medegelowiges kan wees. Dit is niks anders as 'n wonderwerk. Daarom, saam met die engele loof en prys en dank ons U tot in alle ewigheid. En besonder dan vir hierdie gesin wat vanmôre ook hier hulle geloof sal bely, waar hy ook gedoop sal word, so saam met hulle dankbaar dat U groot genade ook in hulle geskenk is. Dus dankie vir elkeen wat hier is, familie, vriende, hier is ook ander kuiergaste vanmôre by ons. Ons dankie dat ons hier by mekaar kan wees as U kinders. En ons gebed is dan ook dat U vanmôre tot elkeen van ons sal spreek deur U woord, dat U 'n swakke diensknegt sal bedek en dat U deur die Gees ons harte sal aanraak. Here, daarom bid ons hier as gemeente, spreek Here, dat U diensknegt en U diensmaagd luister. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ek lees vir ons saam uit Handelinge hoofstuk 16 daarvan vers 9. En Paulus het 'n gesig in die nag gesien. Nou 'n gesig vir die kinders is nou soos 'n droom of 'n visioen. Hy het 'n gesig gesien in die nag. En daar staan 'n Macedoniër. Macedoniër is iemand wat van Macedonië afkom. So hy sien 'n beeld van 'n persoon wat van Macedonië af is. Wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons versekerd was dat die Here ons geroep het om die evangelie aan hulle te verkondig. Ons het dan afgevaar van Troas en reguit koers gehou na Samotrake en die volgende dag na Neapolis. En daarvandaan na Filippi, wat die eerste stad is van daardie deel van Macedonië, 'n kolonie. En ons het in hierdie stad 'n paar dae deurgebring. En op die Sabbatdag het ons uitgegaan buitekant die stad langs 'n rivier waar die gebruikelike bidplek was en ons het gaan sit en met die vroue gespreek wat daar by mekaar gekom het. En 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister. Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. En toe sy en haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as U oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis en bly daar. En sy het ons gedwing. En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slavin met 'n waarsêende gees ons teen, wat vir haar eienaars deur waarsêery groot wins ingebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en geskree en gesê, hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van die verlossing. En dit het sy baie dae lank gedoen. Maar baie ontevrede daaroor, het Paulus hom omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit daar uit te gaan. En hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. En toe haar eienaars sien dat die hoop van hulle wins weg was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle aan die mark voor die owerhede gesleep en hulle voor die regters gebring en gesê, hierdie manne bring ons stad in opskudding, omdat hulle Jode is en hulle verkondig sedes wat ons nie geoorloof is om aan te neem of te volg nie, omdat ons Romeine is. Tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons as die woord van die Here hoor en dit ook in ons harte bewaar. Geliefde gemeente, as ons by so geleentheid is soos wat ons vanmôre is, waar jy nou gaan sien, Duan en Samantha gaan eers na vore geroep word net nou, dan gaan hulle belydenis van geloof aflê. Daarna gaan Duan en klein Andre gedoop word. Dan spreek dit van verandering. Dat iets in hulle lewe gebeur, iets is nou anders.
En hulle gaan nooit weer dieselfde wees nie. Daar het 'n verandering gekom by hulle. En wanneer so iets gebeur, dan vra mens altyd maar, hoe gebeur dit? Hoe verander mense? En die Bybel leer vir ons, daar's net een manier. En dit is, as dit van God afkom. Deur die evangelie van Jesus Christus en die werking van die Heilige Gees. Dis al manier hoe mense werklik verander. En ons teksgedeelte wat ons vanmôre nou gelees het, die in Handelinge 16, gaan nou juist daaroor. Dit wys vir ons, hoe lyk hierdie verandering? Wat gebeur as die Heilige Gees deur die evangelie na jou, die evangelie na jou bring, en daar 'n hartsverandering kom? En ons sien in ons teksgedeelte, twee vrouens, wat langs mekaar gestel word. En ons gaan so 'n bietjie na hulle twee kyk. Gaan eers kyk, wie is die twee? Gaan kyk, hoe het hulle die woord gehoor, hoe het hulle die evangelie ontvang, en uiteindelik, wat is die gevolg daarvan? En daaruit sal ons so 'n bietjie leer, ook iets van onsself. Nou kom ons begin. Met die eerste persoon wat ons dan hiervan lees, is 'n vrou met die naam Lydia. Ek lees gou vir ons weer vers 13 en 14. Daar staan, en op die Sabbatdag het ons uitgegaan buite kan die stad, langs 'n rivier, waar die gebruikelike bidplek was. En ons het gaan sit en met die vroue gespreek, wat daar by mekaar gekom het. En 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister. Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat Paulus gesê is. So Lydia was van die stad Thyatira. Thyatira was in daardie stadium 'n redelike groot stad vir daai tyd, die antieke wêreld. As ons dit wil vergelyk vandag, kan jy dink aan 'n stad soos Durban of Pretoria of Kaapstad. Groot, baie mense, verskillende groepe mense wat daar bymekaar gekom het. En sy was in hierdie stad 'n handelaar. Ons lees sy was 'n purperverkoopster. Met ander woorde, sy het haar eie besigheid gehad en sy het klere en lappe verkoop as 'n lewe. Purper of pers was dan ook 'n baie skaars materiaal gewees, en hulle het juist daar in Thyatira was die plek waar hulle hierdie lappe gekleur het, want wat hulle gedoen het, daar's 'n skulpvisie wat net daar in daai wêreld voorkom, en hulle het daai skulpvis ontgin, en dan het 'n pers stof afgegee, en dan het hulle hierdie stof ontgin, en met daai persstof is dan verskillende kleure gemaak, onder andere dan pers, en dit was iets wat baie skaars en baie duur was, maar die gevolg is, dat eintlik maar net ryk mense pers kon aantrek. Nou was nie, die gewone man op straat kon nie iets pers bekostig. Pers was 'n teken van rykdom, maar ook van skoonheid. So ons kan sê, Lydia het mooi klere, mooi duur klere, aan mooi ryk mense verkoop. As ons dit nou vandag wil vergelyk, Lydia was die boutique tannie daar in Sandton. Sy het mooi kleertjies vir die mense gegee wat dit kan bekostig. En die gewone man, ons kan dit nou nie aan bekostig. Dis wie Lydia was. Ons lees verder, sy was 'n godsdienstige vrou. Vers 13 en 14 sê, die vroue het by die gebruikelike bidplek by mekaar gekom, en dat dit by die rivier was. Nou dis vir ons 'n aanduiding dat dit 'n klomp Jode was wat hier by mekaar. Dit was die Joodse gebruik. Hulle het by die riviere, en daar waar water is, het hulle gewoonlik hulle bidure gehou, want hulle het reinigingswette gehad. Hulle moes hulle hande was, hulle moes voete was. So sy is hier saam met 'n klomp Jodinne wat hier by mekaar is, en hulle is daar besig met die godsdiens. Maar ons sien ook hier, dat sy self was nie 'n gebore Jood nie, want ons lees dat sy is van Thyatira afkomstig. Met ander woorde, sy was van Griekse afkoms. Wat vir ons leer, dat sy het nou die Joodse godsdiens aangeneem, sy volg dit nou, wat vir ons wys, dat hierdie vrou was iemand wat soekend was na die waarheid. Sy het haar eie Griekse gode en die Romeinse gode het sy nou gelos, en nou sy by hierdie Jode by mekaar, en sy soekend na die waarheid. So opsommend kan ons van Lydia sê, sy was 'n besigheidsvrou, waarskynlik baie ryk, sy was, wat ons nou aflei, agter mekaar dame, godsdienstig, geestelik mooi, morele waardes en sedes, ordentlik, formidabele dame. Dink gou weer aan die boutique tannie daar in Sandton. Altyd, jy kan altyd hier 'n ring trek. Daai selfde gedagte. Ordentlike, opgevoede, beskaafde mens. Hoe hoor sy die evangelie? Hoe kom dit na haar toe? Ons lees dat sy saam met die ander godsdienstige vroue by die biduur was. Ander woorde, op die Sabbatdag het hulle daar by mekaar gekom. Bybelstudie, al die vriendinne by mekaar. En dan lees ons dat Paulus en die ander reisgenote hulle daar ontmoet, en hulle gaan sit daar en gesels met hulle. Wat vir ons wys, dis 'n klein groepie. As daar 'n groot klomp mense was, dan sou Paulus gestaan het.
en hy sou met almal toegespreek het. Maar hierdie is 'n klein intieme groepie, en hulle gaan sit daar, en hulle almal gesels, nie 'n preek nie, nie 'n formele geleentheid nie, informele, 'n gemaklike gesprek by die Bybelstudie oor die Here. En dis waar Lydia die eerste keer dan die evangelie hoor. Wat was die resultaat? Wat gebeur toe sy dit hoor? Vers 14 sê, die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat Paulus gesê is. Nou wat sou Paulus vir haar vertel? Paulus sou vir haar vertel wie is Jesus Christus. Paulus het vir haar vertel dat het maak nie saak hoe godsdienstig jy is en hoeveel rituele jy nakom en hoeveel goeie werk jy het en hoe opreg jy is nie, dit is nie wat jou red nie. Die enigste ding wat jou kan red is Jesus Christus wat aan die kruis sterf vir die sondaar se sonde. Dis wat jou red. By hom is daar vergifnis, by hom is daar die ewige lewe. Dis wat hy vir haar sou verkondig. En so het hierdie soekende godsdienstige vrou die antwoord gekry op haar vraag. Sy was soekend na die waarheid. By hierdie Bybelstudie geleentheid, as ons dit so kan noem, vind sy waarna sy gesoek het. Die waarheid, toe sy die waarheid hoor, was dit vir haar aanloklik, dit was vir haar mooi. Dit is voldoen aan daai leegheid wat sy nog heel dit gehad. Sy het die hele tyd na iets gesoek, en nou het sy dit gevind. Sy was gewoond aan die mooi in die lewe, sy het mooi in die lewe ook geken, maar toe sy hierdie dinge hoor, toe was dit vir haar besonders mooi, want ons sien dit het haar hart geraak. En die evangelie, die blye boodskap van Jesus, het haar so geraak. En die uiteinde daarvan sien ons in vers 15, dat sy en haar huisgesin uiteindelik gedoop is, en dan maak sy haar huis oop vir die kerk, en sê, man, ek is nou 'n kind van die Here, kom hou kerk hier by my, kom ons begin die kerk hier. En dis hoe sy die evangelie hoor, en dit is die resultaat daarvan. Dan die ander vroukie wat ons van lees, is die meisiekind wat ons sien wat 'n besetene was. Nou ons weet nie wat haar naam is nie, het word nie van ons gesê nie. Ons lees daar in vers 16, dat sy was 'n slaaf. Nou in die Griekse teks staan daar eintlik, sy was 'n baie jong slaaf gewees. En die gedagte is dat sy seker hier in 'n omgewing van tussen 10 en 14 jaar oud was. So is nog 'n jong meisiekind. En dan lees ons dat sy 'n waarsêende gees gehad het. In die Griek staan daar, dat sy die gees van 'n slang gehad. So, in ander woorde, daar was 'n demoniese mag in haar gewees. Die Grieke het 'n woord daarvoor gehad, en gastromethia is die woord wat gebruik word. Ek wil dit gebruik dit en ek wil hê jy moet hoor, gastro en gastromethia, gastro beteken dit kom uit die maag uit. Daar het stemme uit haar maag uitgekom, en dis waar ons woordjie buikspraak vandaan kom. En gastromethia, ventriloquism is die Engelse woord. En vir die kinders, dis buikspraak, is daai oomies wat nou hulle sit so pop in hulle hand, dan hou hulle lippe stil, dan praat hulle met die pop. Dit is buikspraak. Dis waar dit vandaan kom. Dis 'n woord om te sê, dit kom uit, ander stemme kom uit haar uit. En soortgelyk iets het met hierdie meisiekind gebeur. As ek nou dink aan die beste voorbeeld wat ek seker maar kan dink is op die TV, alhoewel ek nie alles glo wat op die TV is nie. Maar jy sal nou tipies hierdie fliek sien waar daar nou iemand 'n demoon in hulle het. Ek het nou die dag die voorbeeld gebruik, die van die ouer garde sal, ek dink dit was Days of Our Lives as ek reg kan onthou. Marlena en Stefano. Marlena het op 'n stadium 'n demoon in haar gehad. En dan praat sy met 'n normale stem, en dan ewe skielik kom hierdie diep stem uit en dan weet hulle, o nee, daar's nou iets fout. Nou soortgelyk was hierdie meisiekind gebeur het. Ag, en dan kan mense nou sê, ag nee man, dis sommer net aansitterigheid, die kind sou seker wou net aandag hê, of die kind is dalk nie lekker na kop nie, dalk was hy mal gewees. Hulle dink nie daar's iets fout nie. Maar hulle kon dit nie net sommer afskiet nie, want die probleem is, sy het dinge gesê wat waar geword het. Sy het die vermoë gehad om dinge te sê wat gaan gebeur, en dan gebeur dit. So hierdie demoon het aan haar sekere dinge openbaar, en daarom het dit waar geword, en daarom kon sy nie net afgeskryf word as aandagsoekerig of mal nie. Daar was iets hier in die gang. Nou hoe hoor sy die evangelie? Vers 17 en 18 sê, dat sy agter Paulus hulle aangeloop het vir dae lank, en sy het uitgeroep, hierdie manne is die dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van die verlossing. Nou moet jy onthou, op die stadium van die geskiedenis, was daar nog nie iets soos 'n sendeling nie. Hulle was die eerste sendelinge. Mense het nie geweet wie is hulle, wat doen hulle hier nie. Maar hierdie demoon wat in haar was, het geweet, hy ken die Here en hy weet wat in die gang is, en daarom skree sy dit die hele tyd, en sy loop agter aan en gil dit vir dae lank. En mens kan nie anders
as om vir hierdie kind jammer te voel nie. Hierdie arme kind 10, 11, 12, 13, 14, ons weet nie presies hoe oud nie. Maar aan die ander kant moet ons ook 'n belangrike saak hier raak lees, en dit is dat 'n mens word beheer deur dit wat jy liefhet. Nou ons weet nie in hoeveel verantwoordelikheid sy self gedra het nie. In ander woorde, vir hoeveel van hierdie waarsêery is sy dalk self verantwoordelik, want jy moet nou onthou sy is 'n slaaf, 'n slaaf sy het waarskynlik deur haar ouers dalk verkoop as 'n slaaf. Sy het nie aandag nie, sy het nêrens aandag gekry nie. En dis baie groot moontlikheid dat sy dalk hierdie goed juis aangetrek het in 'n poging om so 'n bietjie aandag te kry. So ons weet nie in watter mate sy self verantwoordelik hier was nie. Maar wat duidelik is dat sy vasgevang is in iets wat sy nie kan loskom. En dieselfde beginsel is geld nog steeds vir ons vandag. Kom ek verduidelik met 'n voorbeeld wat ek bedoel. As jy lief is vir mag, jy wil in beheer bly van die situasie. Ek wil die hele tyd my vinger op die pols hê, altyd. Ek wil die ding beheer. Wat gebeur met jou? Mag word jou baas en jy word sy slaaf. Want as jy die hele tyd iets wil beheer, dan moet jy sorg dat dinge in plek is. So jy moet sorg dat daai ding in plek is en daai ding in plek is en daai ding in plek is, sodat ek in hierdie posisie kan bly, sodat ek kan beheer oor die situasie. So wat gebeur uiteindelik? Jy word die slaaf en daai ding word jou baas. En dieselfde geld vir jou loopbaan of jou kinders of jou geld of jou status. Wat ook al jy liefhet, word uiteindelik jou baas. En jy word die slaaf. En dis hoekom baie mense vandag soveel probleme het. Dis hoekom ons so moeg is, en dis hoekom ons uitbrand en ons kan nie meer nie. Want ons jaag iets anderste. Ons middelpunt is nie Jesus Christus nie. Want as hy die middelpunt is, dan val al hierdie ander dinge in plek. Maar nou sit ons mag, of die kinders, of geld, of wat ook al in daai punt, en nou word dit uiteindelik ons baas. En daai baas het geen genade nie, jy is sy slaaf. Nou as ons kyk na hierdie meisie se lewe, dan sien ons ook sy was 'n slaaf. Iemand wat vasgevang is en sy kan nie loskom nie. En nou hoe hoor sy uiteindelik die evangelie? Ons lees dat sy vir dae agter Paulus aangeloop het, en Paulus was ook maar net mens. Dan klink vir my uit om redelik gestrip op 'n stadion vir haar, en omgedraai en gesê, gaan nou uit. En hy jaag hierdie gees uit haar uit in die naam van Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. En ons sien hier iets van die mag van Jesus natuurlik ook hierin, dat hy het nie net gekom om sondes te vergewe nie, maar ook om die werke van die duiwel te verbreek. En dat daar waar Jesus Christus regeer, moet die Satan wyk. In hierdie verhaal wys ons dan hierdie twee vroue met hierdie twee uiteenlopende situasies. Lydia, die ryk vrou, butiek eienaar, hierdie meisiekind, vir vandag wil waarskynlik vergelyk met 'n dwelmverslaafde, twee uiteenlopende vrouens, maar merkwaardig deur dieselfde verlosser gered. Die een kom uit 'n lewe van uiterlike ordentlikheid, die ander uit 'n lewe van gebrokenheid en slawerny. En tog het hulle presies dieselfde nodig gehad, Jesus Christus. Want daar is geen ander naam onder die hemel waardeur ons gered kan word nie, sê die skrif. Lydia was by die Bybelstudie en hulle praat oor die Here, rasionele gesprek oor die evangelie, oor die woord en oor die dinge van die Here, en sy kom tot bekering. Menslik gesproke ordentlik, godsdienstig, maar sy het steeds Christus nodig gehad. Sy was dalk nader aan die waarheid as ander mense, maar sonder Christus was sy nog steeds verlore. Hierdie meisie het nodig gehad dat God kragtadig ingryp in haar lewe. En met fors en krag het die Here haar van haar geestelike slawerny verlos. Twee totaal verskillende mense, op verskillende maniere, maar deur God verander. En wat leer ons vandag? Ons leer dat dit die Here is wat mense verander deur die evangelie. Vers 14 wys vir ons dat Lydia se hart is verander deur die Here. Die evangelie dit verander. Dieselfde met die meisie. Dis die Here wat hierdie meisie red van haar omstandighede. Die punt is, jy kan nie jouself verander nie. Verandering kom nie uit myself en dit wat ek doen nie. Dit kan alleen gebeur deur die werking van God.
Ons kan dit vergelyk met 'n alkoholist, iemand wat verslaaf is aan drank. Die van die wat met drankverslaafdes al gewerk het, sal weet dat 'n alkoholist sal nie erken dat hulle 'n probleem het nie. Sê jy drink te veel, nee, ek is net sosiaal. Ek gaan nooit erken dat ek 'n probleem het nie. Wat gebeur uiteindelik met alkoholiste? Die Engelse praat van 'n intervention. Ons moet uiteindelik jou daar vasdruk in 'n hoek, en as jy in die oë kyk en jou familie en jou geliefdes moet by jou wees en sê, jy het 'n probleem. Besef daar's iets fout. Kan dit nie self doen nie. Ek sien nie self die probleem raak nie. En so is dit met die evangelie. Ons kan nie uit onsself dit aanvaar nie. Ons het nie die vermoë om onsself te verander nie. En ek weet baie mense sal sê, ag nee, doen nie. Ek het dan 'n keuse gemaak. Ek het die Here gesoek. Ek het my hart vir die Here gegee. Dink so 'n bietjie, hoe het jy dit op daai punt gekom? Jy is in 'n sekere huis gebore. Jy het sekere mense wat oor jou pad gekom het. Daar's sekere dinge wat met jou gebeur het op sekere tye en sekere mense het invloed gehad of sekere gebeurtenisse, groot en klein, goed en sleg. En al hierdie dinge het jou tot op 'n punt gebring waar jy uiteindelik erken, maar ek het die Here nodig. En as jy terugdink, gaan jy agterkom, weet jy wat? Al hierdie dinge het gebeur sonder dat ek dit besluit het. Dit het gebeur. Hoekom? Want God is besig om jou hart te verander. Want God is besig met jou hierdie paadjie te stap. En dis wat gebeur. Net soos die alkoholist dikwels nie sy eie probleem kan raak sien nie, so sien die mens ook nie sy eie geestelike nood raak nie. En God lei ons op hierdie paaie tot ons oë uiteindelik by daai punt kom waar ons oë oop gaan en sê, Here, ek het U nodig. En so is dit vanmôre ook met die Matteus gesin. Want vandag wat hier gaan gebeur, is nie hulle godsdienstigheid of hulle goedheid nie. Dis niks anders as die werking van die Heilige Gees nie. Dis God wat mense verander deur die evangelie. Opvallend ook in ons teks sal jy sien dat toe Lydia tot bekering kom, en dan word sy en haar hele huisgesin gedoop. God se verbondsbeloftes strek ook verder. Hy sê, ek is nie net God vir jou nie, maar ook vir jou en jou nageslag. En dit herinner ons dat God werk met gesinne. En daarom sien ons vanmôre ook, gaan ons ook sien, dis nie net dat hier die Here net sy verbondsbeloftes aan die ouers gee nie, maar ons gaan ook sien, daar's ook verbondsbeloftes aan kleinhandery. So geliefdes, wat sien ons vanmôre? Ons sien twee mense wat nie hulle self verander het nie. Ons sien nie 'n man en 'n vrou wat hulle eie wysheid of hulle eie goedheid of hulle eie godsdienstigheid uiteindelik gebruik het om hier uit te kom nie. Ons sien die werking van God in hulle lewens. Dis dieselfde God wat Lydia se hart verander het. Dis dieselfde God wat daardie besete kind se lewe verander het. Dis dieselfde God wat vandag nog in my en jou hart werk deur sy Gees en deur sy woord. Dieselfde. En daarom as hulle dan hier vanmôre belydenis van geloof aflê, dan is dit nie die einde van iets nie. Dit is eintlik net die begin. Dit is die begin van 'n geloofslewe. Gehoorsaamheid en groei in Christus. En daarom is hierdie doop nie net ook 'n mooi seremonie nie, maar ons sien ook God se verbondsbeloftes word sigbaar en word aan ons bevestig. God wat sê, ek sal vir julle God wees. Nie net vir julle nie, julle en julle nageslag. En daarom kyk ons vanmôre in die eerste plek nie vas op Doan en Samantha en klein ander nie. Ons kyk na die Here. Want dis hy wat mense verander. En dis hy wat mense red. Dis hy wat die verbond deur geslagte laat voortgaan. En daarom kom die eer aan hom alleen toe. Amen.